Goeiemôre broers en susters, hartlik welkom by ons erediens vandag. Ja, ek het 'n lekker bont hemp aan. Dis begin van die jaar. Dit is die begin van die jaar 2026. Dis ons eerste groot Sondag vandag. Al die kinders is terug, ons het kategese, ons jeugbediening loop, almal is terug van vakansie af en ons kry 'n kans om ons hele gemeente bymekaar te hê en vanmôre lekker met mekaar te gesels oor die belangrikheid van die feit dat ons weet ons behoort aan die Here. Ons kerk behoort aan die Here. Nou ek gaan vir die eerste keer terwille van die kindertjies wat moet saam luister, gaan ek nou die kerk my hele lang loopbaan vergelyk met 'n pakkie lekkers. Soos hier het ek 'n pakkie lekker licorice all sorts en hulle is baie verskillend. En as ek nou moet 'n bietjie pick and choose daarso, dan is daar 'n paar wat ek nie gaan eet nie. En dit is nou van kindsbeen af, het ek nou hierdie voorkeure en afkeure. En dan hier is ons 'n ander ene, ook 'n baie kleurvolle pakkie speckled eggs. En hulle is almal verskillend, maar dit almal dieselfde kern, almal dieselfde binnekant. Soos ons as kerk behoort te hê, ons behoort dieselfde binnekant te hê. Christus moet daar binne in ons lewe. So dis 'n oulike pakkie lekker eetgoed. En dan ander groot gunsteling is natuurlik ons wine gums. En daar kry ons nou 'n geelietjie en ons kry 'n groenietjie. Ons kry oranje ene, ons kry 'n swart enetjie en ons kry 'n perse. So dis lekker goed en wonder watter een is die een wat jy nou die graagste eet. En op die ouend, as die pakkie so amper leeg is, dan wonder mense nou, bly die oranjas eintlik agter en die groenes bly agter. Hulle is minder gewild, of wat sal jy sê? Maar nou ja, ons praat oor die kerk en die verskeidenheid van mense in die kerk. En dat dit so deur die Here uitgedink is. Ons wil vandag begin deur mekaar te sê, ons kerk se visie is, ons is 'n kerk na God se bedoeling. Ons probeer 'n kerk wees na God se hart. En daarom wil ons graag vandag daaroor bid en ons gaan net nou daarby uitkom. So, kom ons kyk 'n bietjie na al hierdie lekkers en ons sê, wel, die vervaardiger van hierdie lekkers het besluit om hierdie spesifieke produkte bymekaar te sit. God, die vervaardiger van die kerk, het besluit om in ons gemeente pakkie hierdie spesifieke lekkers, hierdie spesifieke lekker mense, hierdie spesifieke mense wat hy bewoon vir mekaar te gee in een pakkie, in een gemeente, in een kerk. En dan die vervaardiger maak seker die kwaliteit van hierdie lekkers is hoog. En net so wil die Heilige Gees ook seker maak dat die kwaliteit van die mense, van die lidmate in die gemeente is hoog in terme van hulle dienslewering, hulle gesindheid, die vrugte wat hulle dra, wat by die bekering pas, die vrugte van die Gees. En hierdie lekkers het eintlik nie 'n keuse oor hoe hulle wil proe nie. Die vervaardiger bepaal dat hulle lekker proe. En so vir die vervaardiger van ek en jy, en die vervaardiger van die kerk bedoel daarmee dat ek en jy ook lekker mense sal wees, smaakvolle mense sal wees, dat ons aangenaam sal wees, dat ons die oë sal laat blink aan buitekant, dat mense ons sal geniet in ons bydraes, dat ons liggies sal aansteek in die donker, dat ons smaak sal gee in 'n smaaklose wêreld, ensovoorts, dat ons sulke verskil maak, glimlag op die gesig sit, blink oë mense maak daar buitekant, met ek en jy se gedrag. As die Here aan ons, as die mense by ons kom, dan sien hulle maar die Here is by ons. Ons kom in die Here se hand uit. Ons is deur die Here self vervaardig in diens van hom en in diens van die mensdom. So ja, die vraag is, proe al die lekkers binne in hierdie pakkie dieselfde? Nee, definitief nie. Hulle proe verskillend. En so is ek en jy ook verskillend. Ons is verskillend. Ons gee ander smaak aan die wêreld. Ons bring iets anders na die partytjie toe. Ons bedien elkeen verskillend. Amanda Akefekelo, die wonderlike kundige op die gebied van die imagoterapie, sê, as twee mense getroud is, moet hulle nie dieselfde wees nie. Dis juist opposites attract meeste van die tyd. Want as hulle dieselfde is, beteken dit die ander een is oorbodig. En wat help die ander een dan, as ons dan albei dieselfde is?
kerk dieselfde, soos in daai pakkie lekkers. Elkeen het sy eie iets wat in die partytjie toe bring, soos God dit wil, soos die vervaardiger wil, ook van lekkers. So, die vraag is ook of hierdie lekkers almal vir mekaar hou. Ek dink hulle het 'n keuse en hulle moet maar vir mekaar hou, maar in die kerk, omdat ons mense is en nie lekkers is nie, het ons ook die lekker voorreg om te kan kies of ons van die ander lekkers, van die ander mense in die gemeente hou. En dis nou nogal 'n ding, nê, om te kan verstaan, hierdie mense is anders as ek. Die mense ander persoonlikheid, ander temperament, ander gawes, ander kombinasie van gawes, vermoëns en talente wat hierdie persoon inbring, wat my partykeer kan frustreer of kan verbly. Maar daai persoon het 'n plek in God se pakkie. So, kom ons sluit dan hierdie gedeelte af voor ons bid en ons lees uit 1 Korintiërs 12 vers 18. Die woorde van God oor die kerk. Maar God het die ledemate van die gemeente, die lidmate, die lekker goed van die pakkie, elkeen van hulle gemaak. En elkeen van hulle in die liggaam van Christus, in die kerk, of in die pakkie gevoeg, soos hy dit wou hê. Of jy daarvan hou of nie, dis soos God dit wou hê. En so het God ook in ons gemeente mense gebring, mense genooi, en mense bewoon, mense se binnekante verander. Al lyk hulle buitekant anders, aan binnekant is daar die skat, die geloof in Jesus Christus, verhouding met die drie enige God. Ek wil vra dat ons hierdie bedoeling van God met die kerk, onderling teenoor mekaar, en ons dienslewering daar buite, en ons gesond wees as gemeente, vandag aan die Here opdra. Dat ons 'n fantastiese, geseënde, gelukkige, liefdevolle jaar saam sal hê. Soos die Here dit oorspronklik bedoel het, toe hy jou en my vir mekaar gegee het, toe hy ons kerk uitgedink het. Ja, die woord sê vir ons, kerk beteken hulle wat in die Here behoort. Ons het self besluit, ons gaan maar by die kerk wees nie. Iets moes met ons gebeur het. Iets moes in ons binnekante gebeur het, om ons te oortuig om by die kerk te wees. Anders sou ons nie sonndagmôre daar opgedaag het nie. Sou ons nie in die oggende of in die aande ons Bybels gelees het en ons gebede gedoen het nie. Ek wil jou nooi om saam met my hierdie wonderlike gebed van Paulus in Efesiërs 3 vers 14 tot 21 te lees. Dis 'n tydlose gebed. Dis 'n baie belangrike gebed. Dis 'n gebed vir alle gemeentes van God. Dis van toepassing ons almal. So dit is 'n absolute gebed. Dis nie net 'n relatiewe gebed vir daai tyd nie. Kom ons lees daai gebed lekker saam. Hy staan daar in Efesiërs 3 vanaf vers 14. Daarom kniel ek in gebed. Ek buig voor God en ek bid. Ek bid voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van die gelowiges, met ander woorde die kerk, sy bestaan te dank het in die hemel en op aarde. Ek het nie op 'n dag besluit ons gaan in die kerk toe nie. Ek en jy het nie besluit op 'n dag ons gaan maar net glo nie. Iets moes met ons gebeur het sodat ons kan glo. Daar staan, ek bid dat jy die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle liefde gewortel en gegrondves sal wees in die liefde van Christus. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul wees met die volheid van God, en aan hom, wat deur sy krag wat aan ons werk magtig is, om oneindig meer te kan doen as ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk ook, né? Deur ons verbondenheid met Christus, deur al die geslagte heen, tot in ewigheid. Amen. Baie mooi gebed.
En ek wil jou vra om lekker saam my stil te staan by hierdie pragtige gebed waarin Paulus ons lei om 6 belangrike bedes te bid. Eerste staan in vers 16. Die eerste ene klink so: Ons bid dat U deur die Gees uit die rykdom van U heerlikheid aan ons die krag sal gee om innerlik sterk te word. Hoe voel jy vandag? Dalk voel jy nie regtig sterk nie. Dalk sê jy, ek sien net die kans vir 2026 nie. Dis hierdie breë rivier, hierdie see wat voor my lê, ek kan nie aan die kant kom, ek weet nie wat moet ek maak, ons noem dit partykeer 'n berg wat voor my staan. Die gebed is vir jou as lidmaat, as lekker in die pakkie van God, dat jy innerlik sterk sal word, deur die krag van God. En dink bietjie mooi aan die Bybelse inligting, en bietjie in jou geskiedenis, aan die dade van God, die feit dat God die vermoë het om enigiets te kan doen. Dink aan Moses, die dag toe hy daar by die Rooi See kom. Die Rooi See, daai gedeelte wat hulle deur is, is seker van ons kerksaal af tot by Olifantsnek Dam, seker aan die ander kant Olifantsnek Dam, so breed as hy daai gedeelte. En hier staan Moses met 'n miljoen mense agter hom wat vlug, en agter hulle is die Egiptiese weermag wat op hulle afstorm om hulle te vermorsel en te verbuisel. En dis hulle laaste dag. Hulle gaan dit nie maak nie. Dis onmoontlik, hoe gaan hulle deur hierdie see kom? En ons ken die geskiedenis, en ons ken die waarheid, dat hulle droogvoets deur die see geloop het, en dat die hele Egiptiese weermag daar binnekant verdrink het. So, wat kan God ook in jou lewe doen? Mag hy jou verras met hierdie verhoring van hierdie gebed, dat jy innerlik sterk sal word. En sê ons is almal ons gemeente, innerlik, geestelik sterk. Omdat God in ons woon. Omdat ons 'n God aanbid, wat vir niks skrik nie, wat absoluut enigiets kan doen. Die tweede gebed, in vers 17, klink so: Tweedens bid ons vandag dat Christus, deur die geloof in ons harte sal woon. Dit is 'n groot ding om te dink, God woon in ons binnekante. Ons bid dit asseblief om alles sal tuis maak in my hart, my hele lewe, my woordeskat, my gedagtes, my besluitneming, my prioritisering. Die derde gebed is, ook vers 17, ons bid dat ons gemeente in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. In die liefde. Dat dit ons voedingsbron sal wees, waar ons wortel in die grond in is. En ons wortel daar in die rivier van liefde van God sal wees. Dat ons nie op sand gebou is, soos party mense se geboue, se lewenshuise nie. Sodat dit nie oor ek sal gaan nie, hierdie jaar nie, maar oor ons en oor ander. Ek's derde, ek is nie altyd eerste nie. Dat ons kan sê, ten spyte van dit wat jy my doen, ten spyte van dit wat my irriteer, so ten spyte van die feit dat jy 'n ander lekker goed in hierdie pakkie is, het ek jou lief. My liefde vir jou oorweldig daai verskille. As ons in die liefde gewortel en gegrondves is, dan sal ons nie ons meer verloor nie, nê. Dan sal ons maklik kalmeer. Ons sal maklik vergewe. Ons sal graag lief hê. Die vierde bede. Ons bid dat ons in staat sal wees om te begryp hoe ver en wyd en hoog en diep die liefde van Christus is. Hoor mooi, dat ons sal begryp hoe ver en wyd en hoog en diep die liefde van Christus is. My pragtige dogter Alemyn het my hierdie wonderlike beeld oor hierdie onderwerp in hierdie week gegee, wat ek graag met jou wil deel. Het jy al op 'n stadium in jou lewe 'n baie waardevolle, 'n baie spesiale, 'n baie kosbare, 'n baie duursame geskenk vir iemand gegee, wat jy weet is kosbaar en duursaam en baie werd. En as die ander dit ontvang en oopmaak, dan sien jy, daai persoon besef nie. Daai persoon besef net nie
wat 'n geskenk, wat 'n waardevolle geskenk, wat 'n uitnemende gawe hierdie is nie, en dit nie regtig waardeer nie. Dis 'n teleurstelling vir die gewer, dat die ontvanger nie regtig besef, wat het ek gekry nie? Hoe groot, waardevolle, unieke, spesiale, diersame geskenk ek ontvang het nie. Die persoon kriek dit net nie, kan dit net nie verstaan nie, kan dit nie daarby uitkom, waar ek is, oor hierdie waardevolle geskenk nie. En dink ek baie keer, hoe moet God teleurgestel wees? Met die groot geskenk van Christus. Die groot geskenk van die verhouding wat hy met ons wil hê. Sy groot geskenk van die inwonende Heilige Gees. Die groot geskenk van vergifnis van sondes. Die groot geskenk van lewe elke dag. Die groot geskenk van lewe vir ewig. Die lys is so lank. Dat God partykeer nie teleurgesteld is in ons blasey wees daaroor. En ons nie opgewonde wees daaroor nie. En ons ondankbaarheid daaroor. Dat ons maar daai groot geskenk daar in 'n kas gaan sit, wat ons Desember gekry het vir Kersfees, maar dis Januarie, maar is klaar vergete speelding. Die 5de gebed is, ons bid dat ons God se liefde sal ken. God se liefde sal ken. Ek ken God se liefde. Liefde wat alle verstand te bowe gaan. Dit loop saam met daai 4de gebed, nê. En dan die 6de ene, ons bid dat ons heeltemal, nie met 'n halfwaard nie, nie hier en daar nie, nie soms nie, heeltemal altyd vervul sal word met die volheid van God. Wat 'n fenominale 6 bedes is dit. Maar God in jou lewe hierdie 6 bedes waarmaak. Maar God het waarmaak in ons gemeente. Wat 'n spesiale, wat 'n besondere, wat 'n geseënde, wat 'n gelukkige, wat 'n liefdevolle jaar tot God se eer sal ons hê. Kom ons uit af met vers 20. Aan hom, God, wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is, om oneindig meer te kan doen, as het ons kan bid of kan dink. Aan hom kom die eer toe, ook in die kerk. Deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in ewigheid. Kom ons begin 2026 in afhanklikheid voor God, van God, in verwondering oor hom, en dankbaarheid oor hom. Volgende week gaan ons 'n bietjie gesels oor die kerk van God, ek en jy, God se pakkie, sy reaksie en sy taak teenoor God en teenoor die wêreld. Lekker gesels volgende week daaroor. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie wonderlike gebed van Paulus wat ons kan saam bid. Ons bid dat U hierdie bede sal waarmaak in ons elkeen se lewens. Ook in die van ons gemeente en ons gemeentes waar ons is. Wil U vir ons aanraak en bewoon met die Gees. Seën ons in hierdie jare dat die jaar tot U eer sal wees en tot vreugde van onsself en die mense om ons. Ons bid dit in Christus se naam. Amen. Ons praat volgende week verder. Totsiens.